Nou nog een keer oor geloofsekerheid. Wil ek graag vir jou daarop wys dat waar Paulus oor die ewige lewe saam met Jesus Christus skryf, noem hy op 'n hele paar plekke in sy briewe dat die Heilige Gees ons waarborg is van wat ons nog sal ontvang. Soos byvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 14, waar hy skryf: Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. En in 2 Korintiërs 1 vers 22, en hy skryf dit ook in hoofstuk 5 vers 5, sê hy: God het die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Nou as God dit vir jou waarborg, dan is dit mos geloofsekerheid. En daar is ook daardie bekende geloofswaarheid in Efesiërs 2 vers 6 en 7 waar Paulus skryf: In Christus Jesus het God ons saam met Jesus opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Nou die apostel Johannes, wie vir ons gesê het daar in 1 Johannes 5 vers 13 dat hy sy brief skryf sodat ons kan weet dat ons die ewige lewe het ook vir ons die boek Openbaring geskryf. Nou dit maak nie saak hoe moeilik Openbaring vir jou is nie. 'n Mens moet net die hele boek deurlees om die geheel van die prentjie te kry, as ek dit so kan stel. Die doel van Openbaring is om vir ons as gelowiges hierdie een boodskap te gee. Ons moet vas staan in ons geloof en ons kan met die hulp van die Heilige Gees, want ons sien die verhaal voor ons oë afspeel. Jesus Christus het die oorwinning behaal. En die oorwinning oor die bose en oor sonde en oor die dood daar op Golgotha en met die leë graf word vir ons in beeldryke taal uitgebeeld in die boek Openbaring, sodat ons kan sien ook wanneer die wederkoms plaasvind, is Jesus nog steeds die oorwinnaar en ons met hom. En dan sit elkeen van God se kinders aan by die bruilofsmaal van die lam, want die bruidegom het sy bruid kom haal. So ons Bybel eindig ook op hierdie hoogtepunt met hierdie heerlike versekering. God se genade red jou en in sy liefde het hy jou aangeneem as sy kind. Ek en jy is nou deel van sy familie, sy huisgesin, skryf Paulus. Jou lewe, jou toekoms en jou ewige lewe is veilig geanker in hom. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here, ons is oneindig dankbaar vir u genade en u liefde. Dankie dat u liefde aan ons bewys het, dat u genade oor ons uitgestort het en dat u Heilige Gees in ons laat woon en werk. Help my om elke dag te besef wat 'n groot voorreg dit is om deel van u familie, u gesin te wees, u kind te mag wees en om u woord te kan glo, dat niemand my uit u hand sal kan ruk nie. Dankie dat u nooit u kinders verlaat of verwaarloos nie. Dankie dat geloofsekerheid van u afkom en nie uit ons eie krag nie. Ons prys u daarvoor. Amen.